Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse les, Sabbatskoolles van die Sewende Dag Adventiste Kerk gratis aanlyn aan met die doel om die evangelie aan die hele wêreld te bring, om almal 'n geleentheid te gee om in aanraking met Jesus en sy waarheid te kom, daardie waarheid wat ons regtig kan vrymaak en ons kan verlos van ons sondes. Baie dankie dat julle gekies het om weer in te skakel na nog 'n episode van Gesels bietjie les en baie dankie vir almal van julle wat verlede week les nommer 7 saam gekyk het en vir almal wat die video gelike het, almal wat kommentaar gelewer het. Soos wat ek genoem het op daai video, dit kos julle niks nie. Ek vra nie vir enige donasies nie. Ek doen dit verniet uit die liefde van die saak. Al wat julle kan doen om hierdie video's te ondersteun sodat YouTube dit aan meer mense in Afrikaans sal adverteer, is klik op die like knoppie van hierdie video of lewer net enige kommentaar, sê net amen of wat ook al dit mag wees en deur dit te doen wat julle niks gaan kos nie, gaan dit help om hierdie video meer Afrikaanse mense te kan bereik. En soos wat ek gesê het, ons gaan nie opgee nie, ons is lief vir die Afrikaanse mense, Jesus is lief vir die Afrikaanse mense en ons wil die evangelie uitdra aan die Suid-Afrikaanse mense. So, ek is baie opgewonde ook oor Afrikaanse liedjies wat ons besig is om te deel. Daar's nou al 5 Afrikaanse liedjies uit. Die een liedjie, Saterdag, die Sabbatdag, het nou al so 1300, 1400 mense bereik. So baie dankie ook vir almal van julle wat daai liedjies deel, wat ook kommentaar lewer op daai liedjies, wat ook die like knoppie druk op daai liedjies. En dan as julle nog nie gesubscribe het aan hierdie kanaal nie, onthou om te subscribe en die klokkie te druk sodat as daar nuwe video's uitkom, sal dit julle daaroor laat weet word. So voordat ons gaan begin met ons les vir hierdie week, kom ons sluit net ons oë weer vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U dankie sê vir al die seëninge wat U vir ons gee wat ons glad nie verdien nie. Baie dankie vir U liefde en vir U genade. Soos wat ons nou weer 'n episode van Gesels bietjie les gaan begin, les nommer 8, vra ons bo enigiets anders vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. So hierdie week is ons besig met les nommer 8 van kwartaal 4. Les nommer 7 het ons gesien dat om die Here eerste te stel in jou lewe beteken om sy woord eerste te stel in jou lewe. En so die Israeliete, voordat hulle hierdie groot werk gaan doen om die beloofde land in te gaan, is daar 'n sekere paar dinge wat hulle gedoen het om seker te maak dat die Here se woord is eerste in hulle lewe. En dit moet ook eerste wees in ons lewe. Nou les nommer 8, die titel hierso vir Sabbatmiddag is Die groot geloofshelde en dan spesifiek praat dit van Joshua en Caleb. Nou Joshua is 'n baie spesiale naam eintlik vir my ook, want my heel eerste seun se naam is Joshua. Sy spreek hom so 'n bietjie anders uit, maar dit is basies dieselfde naam. En dit is omdat Joshua 'n geloofsheld is dat ek my seun na hierdie persoon vernoem het, omdat Joshua is 'n persoon wat uit Egipte uitgegaan het en al die pad tot in die beloofde land, net hy en Caleb, twee van hulle, soos wat ons in hierdie les gaan sien. En hy is iemand wat altyd die Here op sy woord gevat het en dit is graag iets wat ek wil hê moet waar wees in my lewe in my kind se lewe ook. Bo enige rykdom of enige universiteitsgrade of enigiets is dit wil ek graag hê my kind moet lewe volgens elke woord wat uit God se mond uitgaan. So ons geheelteks vir hierdie week is uit Hebreërs hoofstuk 13 vers 7 en dit sê vir ons: Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. So vir ons kykers by die huis, in hierdie geheelteks is daar klaar 'n hele paar belangriker lesse vir ons. Die eerste les sal wees dat ons met die mense gedenk wat die woord van die Here verkondig het. Dis belangrik. Daar's nie baie van daardie mense in die wêreld nie, al dink ons miskien daar is. Daar's baie mense wat sê hulle verkondig die Here se woord, maar dis nie altyd noodwendig waar nie. Baie keer is dit meer ons eie opinies en ons eie idees. Die tweede les wat ons kan leer daardie geheelteks uit, dit sê vir ons, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel. As ons kyk na mense wat die Here eerste stel in hulle lewe, dit beteken wat die Here se woord eerste stel in hulle lewe, kyk hoe hulle lewe opeindig. Kyk na die vrug wat aan daardie boom hang. En dit sal vir ons kan wys, baie duidelik kan wys, dat die Here se woord en gehoorsaamheid aan die Here se woord is goed vir ons en goed vir ander mense. Nou as ons weer verder beweeg hierso met Sabbatmiddag se deel van die les, dan sê dit vir ons hierso: Dit is dikwels so dat kinders uit hul ouers se voorbeeld leer. Nie waar nie? Nou soos baie van julle miskien weet, ek het 'n hele klomp kinders en dit is nou omdat my eerste 3 kinders is 'n drieling. En hulle is nou juis op daardie stadium van hulle lewe waar hulle alles naaap wat ek doen en wat my vrou doen. Of dit nou die manier is hoe ons tande borsel of hoe ons die deure oopmaak of hoe ons kouse aantrek of hoe ons die elektriese hek miskien gaan oopmaak deur 'n spesifieke dingetjie te wys om die sensor dat die hek nou sal oopmaak. Al hierdie dinge, hoe die kar se deur wil oopmaak, al hierdie dinge wil hulle naaap. En dis baie oulik om dit te sien, maar soos wat die les korrek hierso vir ons aandui, ons wil graag hê dat hulle met die goeie eienskappe raak sien. Maar dit kan bietjie benoud wees wanneer
'n mens sien dat jou kinders gaan ook jou swak karaktereienskappe naboots, nie net jou goeie eienskappe nie. En so, dit maak nie saak hoe oud 'n mens is nie, sê die lessies of ons. Dit is altyd makliker om verkeerd eerder as reg te doen. Die rede vir dit is, as ons nie 'n totale oorgawe gemaak het aan Jesus nie, dan regeer die sondige natuur nog in ons lewe, en dan soos wat die les vir ons sê, gaan dit makliker wees om verkeerde dinge te doen. Dis daai sondige natuur wat ons so trek. Maar as ons lewe oorgee aan Jesus. Jesus self het vir ons gesê dat sy juk is nie swaar of sy las is nie swaar nie. Ek kan nie nou presies aan die Afrikaans daarso dink nie, maar ek seker julle weet waarvan ek praat. Jesus sê vir ons, dit is nie moeilik om te doen wat reg is nie. As ons 'n totale oorgawe gemaak het aan hom en die krag wat hy vir ons gee, maak hy daardie dinge vir ons moontlik en maak hy dit vir ons maklik, solank wat ons lewe in sy hande plaas. Nou, hier's 'n interessante deel wat Sabbatmiddag hierso vir ons sê, daar vir ons 'n vers hierso uit Romeine hoofstuk 7 uit. Dit sê vir ons, ongelukkig is dit maar hoe ons as gefalle wesens is. Wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafskie, juis dit doen ek. Romeine hoofstuk 7 vers 15. En dan sê dit hierso vir ons, almal weet tog waarvan ek praat. Nou, vir ons kykers by die huis, hierso is 'n belangrike les, waar baie mense raak teen mekaar oor hierdie punt in Romeine hoofstuk 7. Daarso waar Paulus vir ons sê, as ek dit nou in eenvoudige kleuterskooltaal Afrikaans moet probeer verduidelik, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die dinge wat ek wil doen, die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. En ek is seker julle het al hierdie verse gehoor, maar baie mense is verwar oor hierdie verse en hulle dink dat hierdie beskryf die ervaring van 'n persoon wat wedergebore is of 'n persoon wat bekeerd is van hulle sonde. En nee, liewe kyker, dit is nie so nie. Hierdie ondervinding wat in Romeine hoofstuk 7 beskryf word, is 'n persoon wat oortuig is van hulle sonde, maar hulle is nog nie bekeerd van hulle sonde. En dis 'n baie belangrike verskil wat ek 'n bietjie klem hierso op moet toon. Ons praat hierso van evangelie van verlossing, so ons kan nie net sommer vinnig oor hierdie punt gaan nie. Daar's 'n verskil om ooreed of oortuig te wees van jou sonde en om bekeerd te wees van jou sonde. As jy oortuig is of ooreed is van jou sonde, dan weet jy dat iets is verkeerd. Maar as jy tot bekering gekom het, dan is dit nie net dat jy weet iets is sleg vir jou nie, maar jy het klaar 'n keuse in jou hart gemaak om weg te draai van daardie sonde af en om jou lewe in Jesus se hande te plaas en vir Jesus te lewe. So hierdie ondervinding, soos wat die les van ons sê, ons almal ken hierdie Romeine 7 ondervinding. Ja, dit moet waar wees in jou lewe voordat jy Jesus ontmoet het. Waar jy weet wat reg is, maar jy doen dit nie, en jy weet wat sleg is, maar jy hou aan om dit te doen. Selfs daarso in Romeine hoofstuk 7, aan die einde van daai hoofstuk sê dit vir ons, ek weet verdorwe mens, wie sal my red? En die enigste ander plek waar daardie woord verdorwe gebruik word in die Nuwe Testament is in Openbaring hoofstuk 13, waar dit praat oor die Laodisense kerk, waar Jesus sê, jy's nie koud nie, jy's nie warm nie, maar jy's lauwarm, en daarom moet hy jou uitspoeg. Nou kyk hier by die huis, vra jouself die vraag, iemand wat Jesus moet uitspoeg, klink dit vir jou soos iemand wat bekeerd is, wat gered is? Definitief nie. Dis iemand wat oortuig is van hulle sonde, maar hulle is nie bekeerd nie. Hulle weet wat reg is, hulle weet wat verkeerd is, maar doen dit nie. Dis hoekom hulle is nie warm nie. As jy warm is, dan weet jy wat is reg en jy doen dit. As jy koud is, weet jy nie wat is reg nie, so jy kan dit nie doen nie. Daarom sê Jesus, ek wens jy was warm of koud, want as jy koud is, jy weet nie wat's reg nie, so jy kan dit nie doen nie, dan is waarvoor jy verantwoordelik gehou word beperk deur wat jy weet. Maar as jy lauwarm is, soos wat Openbaring 13 sê, dan is dit iemand wat weet wat reg is, maar hulle doen dit nie. Dis dieselfde wat hierso in Romeine 7 vir ons verduidelik word. Nou, net om verder hierdie punt te bevestig, as dit nog nie vir jou duidelik genoeg is uit die Bybel self, soos wat ek nou net hierso verduidelik het nie, die gees van profesie in Skrede na Christus praat oor hierdie spesifieke ondervinding wat ons vind in Romeine hoofstuk 7. In Skrede na Christus, in die hoofstuk, die sondaar se nood van Christus, die sondaar se behoefte aan Christus. Nou, net om na die titel van daardie hoofstuk te kyk, klink dit vir jou soos iemand wat gered is, of iemand wat nog nodig om gered te word? Dit klink vir my, die sondaar se behoefte aan Christus, dit klink vir my soos iemand wat ietsie nodig het wat hulle nog nie het nie. So ek gaan hierso vir ons die aanhaling lees. Dit sê hierso vir ons in Afrikaans: dit is nie genoeg om die liefde, die goedheid en die vaderlike ontferming van God te sien nie. Dit is nie genoeg om die wysheid en regverdigheid van sy wet te verstaan en te besef dat dit op ewige liefde gegrondves is nie. Die apostel Paulus het dit alles besef toe hy uitgeroep is: ek stem toe dat die wet goed is, die gebod is heilig en regverdig en goed. Maar hy het ook in bittere sielswroewing en wanhoop daarby gevoeg: ek is vleeslik verkoop onder die sonde. Romeine hoofstuk 7 vers 16, 12 en 14. Hy het verlang na reinheid en geregtigheid, maar hy was magteloos om dit te verkry. Hy het uitgeroep: ek elendige mens. Ek dink ek het voorgesê verdorwe mens. Die korrekte Afrikaanse woord daarso is elendige mens. Dit is daai woord wat ook in Openbaring 3 van die Laodisense gebruik word. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Romeine hoofstuk 7 vers 24.
Dit is die noodkreet wat deur die eeue heen van belaste harte in alle lande opgestyg het. Aan almal is daar slegs een antwoord, naamlik, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. So dit is skrede na Christus, dit is die Afrikaanse bladsy daarso, nommer 13. So vir ons kykers by die huis, die konteks hierso, in hierdie hoofstuk, die sondaar se behoefte aan Christus, en skrede na Christus, maak dit duidelik vir ons dat dit is nie genoeg om die liefde van God te verstaan, om te weet wat reg is nie. Daardie Romeine 7 ondervinding is iemand wat oorreed is, wat oortuig is oor hulle sonde, maar hulle het nog nie tot 'n bekering gekom nie, en dit is hoekom hy uitroep daar aan die einde, o ek elendige mens, wie kan my red van hierdie liggaam van die dood? En dan gee hy vir ons die antwoord, hy sê dat Jesus Christus kan ons red. So, asseblief moenie dink dat hierdie ondervinding van jy weet wat is reg, maar jy doen dit nie, of jy weet wat is verkeerd, maar jy hou aan om dit te doen, moet asseblief nie glo en dink dat dit is die Christelike ervaring, dit is hoe jou lewe moet wees nie. Dit is wat Satan wil hê jy moet dink. En selfs baie mense in die kerk, selfs leiers in die kerk gaan vir jou sê dat dit is hoe dit moet wees, want dit is gemaklik. Jy's in jou sonde, jy weet wat is reg, maar jy doen dit nie, jy weet wat is sleg, maar jy hou aan om dit te doen. Dis 'n gerieflike, gemaklike boodskap, maar dit is nie waar nie. Want Jesus kom nie terug vir mense wat net ander woorde sê as die wêreld nie. Maar Jesus kom terug vir mense wat veranderd is, wat 'n nuwe mens is, 'n nuwe skepsel is wat die Bybel vir ons sê. So definitief in die lewe van Joshua en Caleb, as ons terugkom na Sabbatmiddagse deel van die les, hulle was nie mense wat geweet het wat is reg, maar dit nie gedoen het nie. Hulle was nie mense wat geweet het wat is sleg, maar aanhou met die slegte dinge gedoen het nie. Hulle was nie vasgeval in hierdie Romeine 7 ondervinding nie. So dis waar dat ons weet, ons ken hierdie Romeine 7 ondervinding voordat ons lewe vir Jesus gegee het. Maar nadat ons lewe in Jesus se hande geplaas het en hy vir ons oorwinning gee oor sonde deur die krag wat in sy woord is, hoef ons nie hierdie Romeine 7 ondervinding te hê nie. Behalwe as jy jou oë gaan afvat van Jesus en sy woord, dan gaan jy terugval in hierdie ondervinding, want jy gaan weet wat reg is, maar jy gaan nie die krag hê om dit te doen nie. So kom ons beweeg aan na Sondag se deel hierso van die les, waar die titel daarso vir ons sê getrouheid. So dit gee vir ons 'n paar verse daarso om na te kyk. Dit wil vir ons hierso voorstel aan Caleb, wie Caleb is. Nou, volgens die les sê dit bietjie vir ons hierso, Caleb was 'n bietjie ouer gewees as Joshua, maar ek dink dit maak nou nie regtig vir ons saak, jy weet, wie's nou die oudste en wie's die jongste hierso nie, is maar net 'n interessante feit daarso. So ek moet vir ons die verse hierso oopmaak uit Numeri uit, wat ek vir ons voorberei het. So in Numeri hoofstuk 13 vers 6, dit sê hierso vir ons van die stam van Juda, Caleb. So die eerste ding les wat ons daar sal leer is Caleb was van die stam van Juda gewees. Dan die ander verse wat dit vir ons vra om Sondag daarso te lees, dit sê vir ons in vers 30 en 31, toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurtrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. So vir ons kykers by die huis, dit stel ons nou voor hierso aan Caleb, en om eerlik te wees met ons kykers by die huis, dit is die belangrike dinge wat ons eintlik moet weet oor Caleb. Ons weet wat is sy naam, en ons weet dat hy was 'n man van geloof. Jy weet, baie keer as ek ook plekke toe gaan en ek moet ergens gaan preek of iets soos dit, dan wil mense jou nou basies voorstel en hulle wil vir jou sê, jy weet, hierdie ou het nou daar gegradueer en hy het hierdie grade en dit en dat en dit en dat, maar soos wat ek nou die dag vir die mense gesê het, dit maak regtig nie saak nie. As ons daar so is om te luister na die preek, is ons daar om te luister na die woord van God, of dit nou van 'n 5-jarige seentjie afkom, of 'n 80-jarige tannie afkom, iemand wat 'n doktersgraad het, of iemand wat nog nooit op universiteit of op skool was nie, dit maak nie saak nie. Die belangrike ding wat regtig saak maak is, gaan hierdie persoon nou vir my die woord van die Here gee? Gaan die persoon die woord van die Here aan my verkondig? Dis wat saak maak. Nie al hierdie ander dinge nie. So, as jy meer wil weet oor die spreker, as jy meer wil weet oor Caleb, gaan vra hulle maar in jou persoonlike tyd of al daai tipe dinge, maar die belangrike ding is hierdie iemand wat lief is vir die Here, ek wil luister na die woord van God. Dis regtig die dinge wat belangrik vir ons is. So hierso sê die les vir ons, die naam Caleb, weet dit word afgelei van 'n Hebreëse woord wat hond is. Nou gewoonlik word dit in 'n slegte negatiewe konteks geplaas, sê die les daarso vir ons, maar selfs in 'n Bybelse briewe, jy weet, beteken dit baie keer dapperheid. Jy weet, baie mense sê mos 'n hond is 'n mens se beste vriend. Nou ek wil nou nie hierso op gesels bietjie les, bietjie in die argument betrokke raak is jy nou 'n hondemens of 'n kattemens of wat ook al dit nou mag wees nie. Ek is lief vir alle diere, maar Caleb, hond, in hierdie tipe sin heel moontlik beteken dit oor dapperheid, deursettingsvermoë is wat die les hierso vir ons sê. Nou dit is nou die betekenis van 'n naam basies. Weereens vir ons kykers by die huis, betekenisse van name in die Bybel is interessant om daarna te kyk. Toe ek my kinders name gegee het, al my kinders, het ek ook gekyk na die betekenis van 'n naam, maar ons moet
vir ons kykers by die huis sê, dis baie belangrik om te besef dat die betekenis van jou naam gaan nie jou toekoms bepaal nie. Jy kan 'n baie mooi naam hê en jou lewe kan baie sleg uitdraai as gevolg van die persoonlike keuses wat jy maak, of jy kan 'n baie slegte naam hê, soos 'n slegte betekenis hê en jou lewe kan baie goed uitdraai as gevolg van die regte keuses wat jy maak om jou geloof in Jesus te sit. So, dis nog steeds vir my belangrik, 'n naam se betekenis. Ek dink dit het vir ons betekenis, die persoon wat die naam dra, maar dit moet nie 'n bepalende punt word in jou lewe wat sê, okay, my lewe gaan nou so uitdraai of so uitdraai as gevolg van my naam nie. Nou die les gaan aan daarso aan Sondag, het sê vir ons, Caleb het gesê wat hy dink, toe die meerderheid van die verkenners 'n ander opinie oor die land Kanaan gehad het, en boonop die volk om met die dood gedreig het. Wat sê dit vir ons omtrent Caleb? So net 'n bietjie konteks weer vir ons kykers daarso by die huis. Moses het 12 spioene ingestuur na die land toe, na die beloofde land toe, en Caleb en Joshua was die twee gewees wat teruggekom het met 'n positiewe berig. Nie net 'n positiewe berig nie, maar hulle het gesê, ons kan die land vat, die Here is saam met ons, hy het vir ons die land in sy hand gegee. So die basiese les wat ek daarso wil oordra aan ons kykers by die huis, is dat Caleb en Joshua was mense wat gelewe het deur geloof in God se krag en nie hulle self nie. En vir die van julle wat my ken, julle sal weet, oral waar ek gaan, waar ek moet preek of enigiets soos dit is basies maar die sentrale onderwerp waar ek oor altyd praat, is dat in onsself het ons geen krag om te doen wat reg is nie, en ons moet glad nie op onsself staat maak nie, en ons moet staat maak op die Here se beloftes, ons moet staat maak op die Here se woord, want in sy woord is die krag om daardie woord waar te maak in ons lewe, as ons kies om volgens daardie woord te lewe. So ons kyk hier so na 'n paar verse wat die les hierso vir ons noem, verder op Sondag, wat sê dit vir ons omtrent Caleb? So kom ek maak dit hierso vir ons oop, in Numeri 14, 6 en 7, Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, ek weet nou nie om dit reg uit te spreek nie, maar so jammer net maar daaroor, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van die samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. So, dink 'n oomblik daaraan in hierdie verhaal, dat hierdie twee spioene wat teruggekom het met 'n positiewe boodskap, 'n boodskap om geloof in die Here se woord te plaas, die mense het nie net hulle woord verwerp nie, maar die mense wou hulle selfs gestenig het. Die mense wou hulle doodgemaak het. So, weer eens vir ons kykers by die huis, hier is nog 'n belangrike les vir ons week. Wanneer ons die waarheid gaan oorbring aan mense, die waarheid omtrent geloof in God se woord en wat dit vir ons kan doen in ons lewe, gaan ons teëspoed teenkom. En onthou, die mense wat hulle teengekom het, Joshua en Caleb hierso teengekom het, was nie mense van 'n ander kerk gewees of 'n ander geloof gewees nie. Dit was hulle eie mense gewees, dit was hulle familie basies gewees. Hulle almal is van dieselfde stamme gewees, dit is hulle eie volk gewees, dit was hulle Israeliete gewees, dit was hulle eie, kan ek sê, eie kerksmense gewees, wat hulle wou doodgemaak het. Nie omdat hulle 'n slegte boodskap gehad het nie. Hulle het eintlik die goeie nuus gehad. Hulle het gesê, vertrou op in die Here, moenie 'n vrees vir jou probleme of vir jou vyande nie, moenie in jouself glo nie, glo in die Here, hy kan vir ons die krag gee om die land in te neem. Die Here het 'n goeie plan vir ons lewe. Maar daardie goeie nuus was tegemoet gekom met teëspoed van hulle eie mense af. So ons moet besef dat vir ons as Christene wat Jesus se voorbeeld nastreef, Jesus het ook daai teëspoed teëgekom toe hy die waarheid gedeel het met mense. Ons wil nou nie as prins uit ons pad uitgaan om mense kwaad te maak of iets soos dit op die heeltemal verkeerde manier te werk te gaan nie, maar ons moet met liefde en net soos Jesus te werk gegaan het, met liefde moet ons die waarheid aan mense oordra, en dan moet ons nog steeds verwag dat daar teëspoed gaan wees. Dit maak nie saak hoe perfek jy dit in liefde doen en al daai tipe dinge nie. Jesus wat ons voorbeeld is, wat alles perfek gedoen het, het nog steeds teëspoed gehad oor die dinge wat hy gesê het. Maar ons moet nou nie die teëspoed gebruik as 'n verskoning om mense weg te druk of om net ongeskik te wees die manier hoe ons te werk gaan met die waarheid nie. Dan is ons besig om mure op te bou en brûe af te brand, wat heeltemal onnodig is vir ons verkondiging van die evangelie. Ek hou van hierdie punt wat die les dan hierso maak. Dit sê vir ons, ken jy enige van hierdie name? En dan noem dit vir ons 'n paar name hierso. Lei enige van hierdie name miskien 'n klokkie? En ek sal eerlik wees, nee, hulle doen nie. Toe ek hulle die eerste keer gelees het ek geweet die les wat die les vir ons probeer oordra hierso is nou hierdie is van die ander spioene gewees. Maar as iemand nou net vir my op die straat gister of eergister gevra het wat was die naam van die ander spioene gewees, dan sou ek dit nie van my uit my kop uit net so kan opgesê het nie. So die les maak 'n goeie punt hierso is om Joshua en Caleb was onthou geword in die Bybel aangeteken en so aan, omdat hulle geloof in God se woord gehad het, omdat hulle gedoen wat reg is in die oë van die Here, hulle het hulle lewe in die Here se hande geplaas, en dieselfde is ook waar vir ons. Dis nie dat die ander
10 spioene se name nie genoem word nie. Hulle name is daar, is in die Bybel, dis hoekom ons dit het hierso in die les. Maar ek en jy onthou dit nie. Want hulle was nie die helde van geloof nie. Hulle was nie die mense wat hulle lewe in die Here se hande gesit het, wat geloof gehad het in die krag van sy woord nie. Maar hulle het geloof gehad in hulle self en hulle vyande gevrees, en dieselfde gaan ook waar wees met ons. Solank as wat jy dink dat jy is iemand, sal jy altyd niemand bly nie. Maar sodra dat ons besef dat ons is niemand, dan sal die Here iets met ons kan doen. Die Here kan alles, die Here het alles uit niks uitgemaak nie. Die hele heelal het hy geskape uit niks uit nie. En daar waar jy sit, mag jy voel, ek is te oud, ek is te arm, ek is te dit, ek is te dat, en solank as wat jy weet dat jy niks is nie, kan die Here alles uit jou uitmaak. Maar solank as wat jy dink dat jy is iemand of jy is iets, gaan daar probleme wees, soos wat ons gesien het met hierdie spioene wat hierso van gepraat word. So, dan is daar 'n baie mooi vraag aan die einde van Sondag hierso. Dit sê hierso vir ons, wat doen jy wanneer dit lyk asof die meeste mense om jou heen jou standpunt verwerp, omdat dit teen hul diepste oortuigings indrys? So, onmiddellik dan is ons op die verdediging hierso en ons dink, okay, die mense is opstandig teen my, want ek sê, wat ek sê is waar en wat hulle sê is verkeerd. En vir ons kykers by die huis, ek wil hierdie vraag uit 'n ander oogpunt uitkyk. Ek dink, as jy 'n waarheid verkondig, as jy iets verkondig en daar's opstand in jou kerk teenoor wat jy sê, die eerste stap vir jou moet nie wees om te kyk hoe jy jouself kan verdedig nie. Ek dink die eerste stap vir ons almal moet wees, is om terug te gaan in gebed en om te kyk, weet wat, miskien is daar waarheid in wat die mense vir my sê. Miskien is daar ietsie wat ek gesê het wat nie waar is nie, wat nie reg is nie. En ek dink dit is 'n baie belangrike eerste stap wat ons moet neem. Anders dink ons net altyd ons is reg en die ander mense is verkeerd en dis nie noodwendig waar nie. Miskien is ons eintlik verkeerd en dis hoekom hulle opstandig is teen ons en ons moet ons sienspunt verander. En ek was al baie keer verkeerd gewees oor dinge in my lewe en ek dink as jy eerlik is met jouself, kan jy dieselfde sê. Maar as jy dan regtig 'n waarheid weet het in jou lewe, gaan dit baie oor die manier hoe ons dit oordra aan die mense. As jy 'n waarheid het en verstaan wat ander mense nie verstaan nie, maak dit jou nie beter of meer werd as ander mense nie. Dit gee jou net 'n groter verantwoordelikheid as die ander mense om daardie waarheid uit te dra aan die wêreld. Die Here gee vir ons waarheid, nie sodat ons daarop moet sit en dit vir onsself moet hou nie, maar dit is amper asof dit 'n tipe van 'n lening is wat ons moet betaal. Hy gee vir ons iets en hy sê, gaan verkondig dit aan die wêreld. En solank as wat ons dit vir onsself hou, is ons nie besig om getrou te wees aan daardie opdrag wat hy vir ons gegee het nie. So, altyd in liefde bring ons boodskap aan mense. As daar teenspoed is, wat definitief gaan kom op die pad, ons moet lief bly vir die mense, ons moet besef dat ons almal stap 'n verskillende pad met die Here. Daar's dinge wat ek nou geleer het, wat ander mense nog nie geleer het nie, wat hulle miskien nog nie verstaan of insien nie, en hou aan met liefde om met mense te werk, om met mense te gesels, moenie mense ignoreer of verwerp, net omdat hulle nie ietsie verstaan wat jy noodwendig onmiddellik met hulle gedeel het nie. So dit is 'n belangrike manier vir ons om te werk te gaan as ons waarheid het en ons voel dat ons teenspoed wat ons teenkom in die kerk of buite die kerk, maar veral in die kerk. Nou maandag se deel van die les sê vir ons, gee my dan nou hierdie bergland. Dan gee dit vir ons daarso 'n paar verse om daarso te lees. Ek gaan op die ene fokus wat ons hierso in Numeri het. Die ene gaan ek na Joshua sommer vir ons kyk. Die vraag is daarso, hoe sou jy Caleb en Joshua se houding beskryf? Wat beteken dit om die Here met volharding oftewel getrou te volg? So kom ons kyk daarso na 'n paar van hierdie verse. In Joshua 14 vers 14 sê die Bybel vir ons, daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here die God van Israel te volg. In Numeri 14 vers 24, dis ook 'n vers daarso van maandag, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. So definitief as ons kyk na hierdie twee verse wat hierso vir ons genoem word, kan ons onmiddellik sien, okay, Caleb was iemand wat volhard het. En dis hoekom die les vir ons vra hierdie vraag, wat beteken dit om te volhard of getrou te volg aan die Here? En om terug te gaan weer na les nommer 7 en ons herhaal dit nou sommer weer hier van les nommer 8. En dis 'n punt, 'n tema wat ons gaan sien deur al ons lesse hierdie kwartaal en al die kwartale van elke jaar is om getrou te wees aan die Here, om te volhard aan die Here, gaan oor totale oorgawe aan die Here, totale vertroue in sy woord, totale vertroue in die krag in sy woord om ons gehoorsaam te maak en ons gehoorsaam te hou. Dit is nie genoeg, as jy 'n getroude persoon is dit nie genoeg om vir jou vrou te sê, okay, uit die 365 dae in die jaar, gaan ek getrou wees aan jou, ek beloof ek gaan aan jou getrou wees, 364 dae in die jaar nie. 360 dae gaan ek jou lief hê met my hele hart, maar dan die ander 5 dae, of die ander 1 dag, gaan ek my eie ding doen, ek gaan my eie pad loop. Dit is nie getrouheid nie. En ek dink nie enigiemand op hulle troudag sal
so 'n huweliksertifikaat wil teken waar die ander persoon dit vir hulle sê, jy weet, ek beloof dat 99% keer van die tyd gaan ek nie jou kroek of verkil of iemand ander skelmpie of ietsie soos dit hê nie. Dit gaan oor 100% oorgawe. En dit is wat ons hierso gesê het aan Caleb, Joshua, en dit moet ook waar wees aan jou en aan my vir my vandag. Die Here wil 'n totale oorgawe, hy wil totale gehoorsaamheid hê en dit is moontlik vir elkeen van ons solank as wat ons lewe in sy hande plaas. In die oomblikke wat ons gaan faal in ons lewe, net soos wat Caleb en Joshua moontlik in dele in hulle lewe ook gefaal het, is dit nie omdat die Here se beloftes nie waar was nie. Dis nie omdat dit onmoontlik vir hulle was om gehoorsaam te bly nie, maar dit is wanneer ons oë van die Here af weghou en ons fokus sit op onsself of op die woord van ander mense of op ons eie krag of op die krag van enigiets anders behalwe Jesus en sy woord. Dit is wanneer ons gaan val. So die les sê hierso vir ons dan weer aan die einde van maandag, watter tipe dinge kan as kompromisse beskryf word, selfs al is dit net 'n klein kompromie. Wat keer dat ons die Here met ons hele wese volg? So vir ons kykers by die huis, om eerlik te wees, dit is 'n oneindige lysie van dinge waar ons kompromie kan aangaan met die waarheid. Die belangrike vraag is nou nie, weet, waar is al die plekke wat ons kompromie kan aangaan nie, maar dit is hoe om die kompromie te vermy. En so die belangrike ding is basies ons probeer om ons sondetjies te maak asof dit ietsie klein is. Om te sê, ag jy weet, die Here sal my nou nie uit die hemel uithou net omdat ek hierdie ding dra of hierdie ding eet of hierdie ding gesê het of hierdie ding dink of hierdie ding doen of enigiets soos dit nie. En ons vergeet heeltemal van Adam en Eva in die tuin van Eden wat die paradys verloor het as gevolg van 'n klein dingetjie, soos wat mense sal sê. Hulle het nie varkvleis geëet nie, hulle het nie beesvleis geëet nie. Daar in die tuin het hulle 'n vrug geëet, want dit het nie gegaan oor die vrug nie. Dit gaan nie oor die beesvleis of die varkvleis of wat ook al nie. Dit gaan oor 'n totale oorgawe aan God om hom te glo. Nie 80% van sy woord nie, nie 89% van sy woord nie, nie 99.99999% van sy woord nie, maar elke woord. Jesus het gesê, mense sal nie lewe deur brood alleen nie, maar deur elke woord wat uit God se mond uitgaan. Matteus 4:4. So baie mense is gewillig om te lewe volgens baie woorde, meeste woorde, 99.9% van die woorde, maar dit is elke woord wat Jesus gesê het waarvolgens ons moet leef. So dit is 'n voorbeeld regtig vir ons van Caleb en Joshua. Hulle was gewillig om te lewe volgens elke woord. Daar waar die Here lei, was hulle gewillig gewees om te volg. En dis hoekom hulle die enigste 2 mense was wat uit Egipte uitgekom het in die beloofde land in, van al die duisende, honderde duisende, moontlik miljoene mense wat uit Egipte uit vertrek het, omdat hulle gelewe het deur geloof. En liewe kyker by die huis, ons moenie dink, okay, dis baie lank terug, dis nou vir hulle gewees nie, dieselfde kan waar wees vir ons vandag. Die beloftes van die Here is net so waar vir ons vandag as wat dit was vir hulle. Dieselfde krag wat daar was vir hulle om gehoorsaam te wees, is nog steeds daar vir ons vandag. So moenie moed opgee nie. Moenie dink net omdat jy val dat dit is onmoontlik vir jou om te doen wat reg is nie. Die probleem mag wees dat jy soek die krag op die verkeerde plek. En as ons die krag gaan vind op die regte plek, in God se woord, om te verstaan dat in die woord self is die krag om sy beloftes waar te maak in ons lewe, dit is wanneer daar groot verskil gaan wees. Dit is wat in my lewe gebeur het, wat heeltemal my lewe verander het, en dis hoekom ek glad nie kan terugdraai op wat die Bybel vir my sê nie, is omdat ek vir myself geproe het en gesien hoe goed die Here is. Nou die les sê ietsie hierso, wat ek dink hulle nie baie mooi verduidelik het nie, so ek wil net hierso 'n punt maak. Die les sê hierso vir ons, dat die Here se beloftes is nie selfvervullend nie. Nou, daai sinnetjie net op sy eie is nie waar nie. Die Here se beloftes is selfvervullend. In die Here se belofte self is die krag om dit waar te maak. Jesus hoef nie enigiets ekstra te doen om sy woord waar te maak nie. In die belofte self, in die woord is die krag. Dis hoekom die Romeinse hoofman in Matteus hoofstuk 8 vers 5 tot 10 het vir Jesus gesê, spreek die woord alleen en my diensknegt sal gesond word. En toe was sy diensknegt het gesond geword, want hy het geglo dat in die belofte self is die krag om dit waar te maak. Maar die punt wat die les probeer maak in hierdie paragraaf is waar. Al is daai sinnetjie op sy eie nou nie reg nie. Ek dink nie hulle het dit baie mooi bewoord daarson nie. Dit kan mense bietjie deur mekaar maak. Wat die les eintlik hierso vir ons probeer sê is dat al gaan die Here se beloftes dit self waar maak, dit gaan nie dit op sy eie doen sonder dat ons gewillig is om te lewe volgens daardie woord nie. Net as ons gewillig gaan wees om daardie woord te vat en dit te eet, om 'n deel te maak van ons lewe, dan gaan daardie belofte homself waar maak. So die Here forceer nie iets op jou nie. Hy forceer nie sy beloftes in jou lewe nie. Jy moet 'n keuse maak om te lewe volgens die woord en dan gaan daardie belofte homself vervul. So as ons teruggaan na die heel eerste les toe, les nommer 1, het ons genoem die geheim vir sukses. Patriarge en profete sê vir ons, dit is die krag van die Here met die poging van die mens, of ek kan nie aan die Engels dink, dit is divine power combined with human effort.
Dit beteken jy vat die belofte van die Here, jy sien wat hy sê, jy weet jy het nie krag om dit te doen nie, maar jy kies om te lewe volgens daai woord en dan in die woord self is die krag wat daai belofte gaan waarmaak in jou lewe. En dit is regtig die les van alle lesse. As jy alles vergeet wat ek hierdie hele kwartaal gesê het en al die 13 lesse oor elke dag se les, dit is die belangrike punt. In God se woord is die krag, dat as jy gaan kies om te lewe volgens daardie woord en glo dat in daardie woord is die krag, dan gaan dit waar wees in jou lewe. Heeltemal my lewe verander, duisende mense se lewens verander en dit kan dieselfde wees in jou lewe vandag. Moenie wag vir môre of oormôre nie. Daar waar jy vandag is, of jy nou in die kar is of op die bed lê of in die kombuis is besig om kos te maak of op die bank sit en hierdie kyk op jou TV of waar ook al jy is, gee vandag jou lewe vir Jesus. Moenie wag vir môre nie, moenie uitstel nie, moenie wag vir Kersdag of vir Nuwejaar of vir jou verjaarsdag nie. Doen dit vandag. Gee jou lewe vir Jesus vandag. Dinsdag se deel van die les, die mag van 'n goeie voorbeeld. En dit is 'n baie mooi idee wat Dinsdag se deel van die les hierso vir ons noem. So as ons kyk hierso na 'n paar van die verse wat dit daarso vir ons noem om te lees, dit sê vir ons, Caleb het gesê, hy wat Kiriat Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Achsa as vrou gee. Daarop het Otniel, die seun van Kenas, die broer van Caleb, dit ingeneem en hy het sy dogter Achsa aan hom as vrou gegee. So ek wil hê ons moet ons fokus hierso net kry hierso op hierdie man hierso, Otniel, wat toe nou basies getrou het met hierdie dogter Achsa. En dan later as ons gaan na die boek van Rigters, waar dinge bietjie wild begin gaan het daarso met die Here se mense, sê dit vir ons in Rigters 3 vers 9, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek wat hulle verlos het. En wie was hierdie verlosser gewees? Dit was hierdie man gewees, Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Caleb, wat met hierdie Achsa getrou het. So ons sien hierso dat Otniel kom hierso in kontak met Caleb en hulle word basies familie. En dan later sien ons dat Otniel speel 'n belangrike rol deur om die Israeliete te verlos in daardie tyd van die rigters wat wille tye was. So, die belangrike deel hierso van Dinsdag se les is hierdie voorbeeld. So ons kan sê dat Otniel het geleer uit 'n voorbeeld, die goeie voorbeeld wat hy gekry het van Caleb. Wat was daardie voorbeeld gewees? 'n Voorbeeld van geloof. 'n Voorbeeld van moenie op jouself staat maak nie. Jy het geen krag in jouself om te doen wat reg is nie. Sit jou geloof in God se woord. Stel God se woord eerste in jou lewe. Onthou laasweek Matteus 6 vers 33, sit die koninkryk van God en sy geregtigheid eerste in jou lewe en dan sal hy in al hierdie ander dinge vir ons voorsien, ons basiese behoeftes. Hoe sit ons die Here eerste in ons lewe? Ons het gesien laasweek, dit is om sy woord eerste te stel in ons lewe. So weer eens kykers by die huis, ek daag jou uit, selfe vraag vir myself ook, is die Here regtig eerste in my lewe? Is sy woord regtig eerste in my lewe? Alles wat ek ken van sy woord, vat dit prioriteit in my lewe? Is dit die prioriteit in my lewe? Stel ek dit eerste in my lewe? So ons kan sê, hier is die voorbeeld wat ons gekry het van Caleb, wat dan aangepas is hierso na 'n jonger geslag, 'n voorbeeld as ons dit so kan noem. En dit is 'n baie mooi les wat ons dan hierso kry uit Dinsdag. Nou die les praat 'n bietjie meer hierso van Achsa, julle kan daardeur lees en daarna gaan kyk. Ek is nou nie so heeltemal in hierdie storie in van Achsa af en die voorbeeld daarso en wat sy presies daarso gedoen het nie. Ek dink die skrywer van die les probeer hierso 'n heldin maak hierso van Achsa, maar ek dink ons fokus op Otniel en Caleb. Ek dink daarso is baie mooi as ons sien in Rigters wat hy daarso gedoen het. Dan het ons 'n baie mooi storie weer eens hierso Dinsdag as ons kyk na Lukas hoofstuk 18 vers 1 tot 5. Watter les leer ons hierso? So kom ons lees gou daai verse. Lukas 18 vers 1 tot 5. Dit sê vir ons, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, dis nou Jesus, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So baie mooi, die Bybel sê sommer vir ons eintlik hierso, een van die lesse wat ons kan leer uit hierdie gelykenis uit is, ons moet aanhou bid, moenie moedeloos word nie. Ons gaan nou kyk hoe mooi hierdie storie is. Dit sê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Ek hou van die manier hoe die Afrikaanse Bybel dit daarso sê, sodat sy my nie in die gesig slaan nie. So, om 'n lang storie, of om dit nou 'n eenvoudige manier te verduidelik, dis nie 'n lang storie, dit is klaar 'n kort storie. So, hierdie regter, wat glad nie vir God lief is nie eers vir mense lief is nie, want as hy nie vir God lief is nie, kan hy nie vir mense lief hê nie. Hy gee nie eintlik om oor hierdie weduwee nie, hy wil haar nie eintlik help nie, maar sy hou aan Hanna, totdat hy uiteindelik sê, weet jy wat, ek gaan haar nou maar net help, sodat sy nou maar net kan ophou om my te pla. Nou kom vertel die Here vir ons hierdie storie, dis basies om ons te leer, dat as wêreldse mense, wat sleg is, wat nie lief is vir God nie,
en wat nie lief is vir mense nie, gewillig is om te luister, net om die mense van hulle skouers af weg te kry, hoeveel te meer ons hemelse Vader, wat lief is vir ons en wat omgee vir ons. En dit is amper dieselfde as 'n ander storie in die Bybel, waar Jesus ook gesê het, weet, as julle Vader, as julle wat aan slag is, goeie gawes vir julle kinders gee, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader, wat lief is vir julle nie. So dit is 'n baie mooi en belangrike les, en soos wat dit waarvan ons genoem het aan die begin van daardie vergelyking, dit leer ons om te aanhou bid, om nie op te gee nie. Dit wys vir die Here hoe ernstig ons is oor 'n saak, en dit wys vir onsself ook hoe ernstig ons regtig is vir 'n saak. Nou die dag het ek iemand ontmoet, miskien is hy besig om te kyk nog gesels bietjie les, ek sal nou nie sy naam noem nie, en hy het vir my gesê, hy bid regtig, hy soek regtig 'n vrou. Hy soek 'n vrou wat lief is vir die Here, wat lief is vir die waarheid, en ek vra toe vir hom, hoe belangrik is dit vir jou? En hy sê, dit is vir hom verskriklik belangrik. Toe vra ek vir hom, nou hoe gereeld bid jy daaroor? Toe sê hy ietsie soos 1 keer 'n week. Toe sê ek vir hom, dit klink nie vir my asof dit vir jou baie belangrik is nie. As dit vir jou regtig baie belangrik was, sou jy 'n daaglikse saak van gebed maak, het heel moontlik meer as 1 keer 'n dag. En vir ons kykers daar by die huis, as daar jong mense is by die huis wat kyk na hierdie video, na hierdie opname van hierdie les. As jy bekommerd is of jy iemand gaan vind om mee te trou wat lief is vir die Here, het ek vir jou die volgende te sê. Moenie vinnig in 'n verkeerde verhouding inspring uit desperaatheid uit, want jy dink jy gaan nie iemand anders vind nie. As die Here in die woestyn vir die Israeliete kos kon voorsien, as die Here in die woestyn vir die Israeliete water kon voorsien, is daardie selfde Here ook in staat om vir jou, daar waar jy bly, waar jy in 'n kerk is waar daar geen jong mense is nie, of geen jong mense in jou hele land is wat lief is vir die Here nie, kan hy vir jou iemand voorsien, as dit sy wil is. So hou aan bid, maak seker dat jou lewe is reg, dat jy die regte sielsgenoot sal wees vir iemand anders, hou aan bid en die Here sal jou gebed verhoor, as dit sy wil is vir jou, en glo dat dieselfde wonderwerke wat hy gedoen het om aan ander mense se behoeftes te voorsien, kan hy ook vir jou doen. Nie noodwendig dat dit 'n noodwendige behoefte is nie, of dit nou 'n begeerte mag wees, maar die Here weet wat die beste vir ons is, en dis 'n baie belangrike punt. Okay, dan vra dit vir ons hierso 'n baie lang vraag aan die einde van Dinsdag. Het sê hierso vir ons, om die geloofsmantel op die volgende geslag se skouers te laat val, is van kardinale belang vir die volvoering van die sending wat die Here aan ons toevertrou het. Bepeins die uitdagings wat die oordra van daardie geloofsmantel aan die volgende geslag meebring, as ook watter geleenthede jong mense het om meer verantwoordelikhede ter uitvoer van daardie sending aan te neem. Wat kan ons doen om die jeug by daardie sending te betrek en hulle opgelei te kry sodat hulle godvreesende leiers kan wees? Hoe deurslaggewend is ons voorbeeld in hierdie proses? So as 2 dinge wat ek wil sê oor hierdie spesifieke vraag. Die eerste ding wat ek wil sê is, hoe kan ons jong mense oplei? Is dat die mense wat op die oomblik in die posisies is, moet jong mense saam met hulle vat wanneer hulle die werk doen. Daar's geen beter manier om mense op te lei as om hulle saam met jou te vat wanneer jy die werk doen en vir hulle te wys hoe die werk gedoen moet word nie. Ja, jy kan in hulle klas gaan sit en jy kan vir hulle ure en ure sê hoe hulle moet doen, wat hulle moet doen, dit en dat en dit en dat, maar Jesus het sy disippels opgelei deur hulle saam met hom te vat en te sien wat hy doen en die dinge wat hulle ook moes doen, en so nadat hy gesterf het en weg is, het sy disippels oorgevat en hulle het nog hulle hele goeie werk daarvan gemaak. Hulle het, soos vir die Bybel vir ons sê, die evangelie gedra na die hele wêreld toe. Nou dieselfde beginsels kan ons toepas in ons lewens vandag. As julle die jong mense in julle kerke wil oplei vir die werke wat hulle moet doen in julle kerk in die toekoms of nou of wat ook al, in plaas daarvan om net vir hulle 'n papiertjie te gee en te sê julle moet dit doen en dat doen en dit doen en dat doen, laat hulle saam met die mense gaan wat op die oomblik die werk doen, sodat hulle by daardie mense kan leer wat besig is om die werk te doen, sodat hulle met hulle eie oë kan sien wat gedoen moet word. Dis die eerste ding wat ek wil sê. Dan die tweede ding wat ek wil sê, en hier is 'n baie belangrike punt. En dit gaan nie nou nie gewild wees nie, maar ek gaan dit anyway sê. Ek weet nie of jou predikant dit vir jou gaan sê nie. Ek weet nie of jou ma of jou pa of jou boetie of jou sussie of jou oom of jou tannie dit vir jou gaan sê nie. So ek is nou ongelukkig die ou wat dit vandag vir julle gaan sê, maar dit is 'n baie belangrike punt. Baie keer as ons kyk na die kerk en mense in leierskap, of dit nou die wêreldkonferensie is, die Unie, die konferensie of die mense op jou kerkraad, dan sê mense ons kort 'n balans tussen die jong mense en die ouer mense, ons kort 'n balans tussen mans en vrouens, ons kort 'n balans tussen hierdie ras en daardie ras en al hierdie tipe dinge. Ek sê dit maak nie saak nie. Almal kan mans wees, almal kan wit wees of swart wees of Chinees wees of wat ook al, dit maak net nie saak nie. Wat saak maak is dat dit mense is wat gevul is met die Heilige Gees. As ons daardie tipe denke vat, dan sou Jesus en hoe hy sy disippels gekies het, daarom maar 'n baie slegte werk gedoen het. Want Jesus se disippels was almal van dieselfde nasie gewees en hulle almal was mans gewees. Maar dit maak nie saak nie. Dit maak net nie saak nie. Jy het nie 'n man nodig of 'n vrou nodig of 'n hierdie kleurmens nodig of 'n daai kleurmens of iets soos dit nie. Dit gaan oor, is daardie persoon gevul deur die Heilige Gees. Ek sal liewer 'n kerkraad hê met 10 ooms
wat 120 jaar oud is, wat almal lief is vir die Here, as wat ek 'n kerkraad het met halfte jong mense en halfte oud mense en niemand is lief vir die Here nie. Nou, dit sal baie mooi wees as ons halfte jong mense het en halfte ou mense het en hulle almal is lief vir die Here, maar ek weet nie of dit altyd so gaan uitwerk nie en ek sê dit maak net nie vir my saak nie. As die konferensie nou 'n verkiesing het en hulle kies hierdie kleurpersoon of daai kleurpersoon of hierdie stampersoon of hierdie taalpersoon of al die mense wat hulle gekies het is oud. Ek het al gesien die kommentaar wat mense lewer en dan sê hulle ons het meer jong mense nodig in die leierskapposisie of iets soos dit. Ek sê dit maak net nie vir my saak nie. En ek is 'n jong persoon. Ek kan nie glo dat dit is 'n jong persoon wat dit moet sê vir die ouer mense nie, maar dit maak net nie vir my saak nie. Ek wil net mense hê in leierskapposisies wat lief is vir die Here, wat wil lewe deur geloof. Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Hy was 80 jaar oud gewees toe hy die Israeliete uit Egipte uitgelei het. 80 jaar. Hy was 40 jaar in Egipte, 40 jaar in die woestyn, in Midian saam met sy skoonpa en sy vrou waar hy skapies opgepas het. En toe hy 80 jaar oud was, het hy teruggegaan Egipte toe om die Israeliete uit Egipte uit te gaan haal. Die ouderdom maak net nie vir my saak nie. Dit maak net nie vir my saak nie. Daar's dinge wat die ou mense miskien beter kan doen as die jong mense of die jong mense beter kan doen as die ou mense, al hierdie fisiese energie en al hierdie tipe dinge en dis alles mooi en dis 'n goeie punt wat jy maak en al daai tipe dinge, maar die belangrikste ding vir my is mense wat lief is vir die Here. Geesgevulde leiers wat wil doen wat reg is. En ek het hierdie punt nou al baie herhaal, so ek gaan nie aanhou om hier op te hamer nie, maar dit is vir my 'n baie belangrike punt. Bid dat die Here mense in posisies van leierskap sal sit wat lief is vir hom, wat sy woord eerste stel in sy lewe. Maak nie saak wat hulle ouderdom is nie, of wat hulle ras is nie, of wat hulle taal is nie. Woensdag se deel van die les, beskeie held. So, nou sê dit hierso vir ons, dat Joshua en Caleb het nou die landverdeling gedoen hierso. Caleb het sy erflating het hy eerste gekry, sê die les hierso vir ons. Joshua het syne laaste gekry. So ons gaan kyk hierso na die vers vir die les hierso vir ons praat. Woensdag se deel van die les, Joshua hoofstuk 19. So kom ons kyk daarna. Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het die kinders van Israel aan Joshua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee. Op bevel van die Here het hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serach op die gebergte van Efraim, en hy het die stad opgebou en daarin gewoon. Nou vir ons kykers by die huis, julle kan dan basies gaan kyk hierso wat die les vir ons sê. Dit verduidelik vir ons bietjie wat die naam beteken het van die plek, om te tel of om toe te wys, 'n porsie stuk grond gewees. Dit was 'n oorskiet gewees, sê die les hierso vir ons, heel moontlik gewees, 'n plek gewees wat 'n oorblywende gedeelte was, heel moeilik, 'n langer en moeiliker was om dit opgebou te word en al hierdie tipe dinge. Maar 'n Woensdag se deel van die les wat ek op wil fokus is die vraag hier so aan die einde van Woensdag se les, wat vir ons sê, watter lesse kan ons leer uit hierdie houding van Joshua? Hoe kan jy dit op jou lewe toepas? Wel, ek dink dit is 'n leierskap beginsel wat ek regtig hierso kan toepas. Ek as die man in my huis, as die vader in my huis, as die leier in my huis, het 'n verantwoordelikheid om in my vrou en in my kinders vir hulle te voorsien. En ek dink as ons 6 mense in die huis is en daar's net 5 broodjies en ek kan sien dat my familie is baie honger, moet ek vir my familie kos gee voordat ek na my eie self gaan kyk. As 'n leier het ek daardie verantwoordelikheid om dit te doen. Ek dink dit is die beginsel wat ek persoonlik gekry het uit hierdie storie van Joshua uit. Dit is nie dat Caleb was selfsugtig gewees nie, maar Caleb was nie die leier gewees nie. Die leier van Israel was Joshua gewees. En so Caleb het eerste land gekry, nie noodwendig heel eerste van almal nie, maar hy het heel eerste land gekry, eers en voor Joshua het hy land gekry, maar Joshua het daarso gewag tot aan die einde. Hy was die leier gewees en hy maak seker dat almal het 'n stukkie gekry voordat hy nou sy stuk basies kry. Die les sê ook vir ons daarso op Woensdag se deel van die les dat hierdie plek was naby gewees aan die tabernakel of aan die huis van die Here gewees, en soos wat Dawid vir ons sê in Psalm 27 vers 4, een ding het ek van die Here gevra, dit sal ek bly nastreef om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. So ek gaan nou nie probeer maak asof ek hierso in Joshua se gedagtes kan gaan ingaan en presies sy motiewe en daardie tipe dinge kan verstaan oor al hierdie tipe ding nie, maar die houding wat ek leer uit hierdie Woensdag se deel van die les uit is net, as 'n leier moet ons in die behoeftes van die mense rondom ons probeer voorsien voordat ons na onsself kyk. Ek dink dit lyk net sleg as jy 'n leier is en jy vat eers vir jouself voordat jy vir die ander mense gee wat rondom jou is. En ek dink kom ons wees eerlik met onsself, kyker by die huis, dit is wat ons sien in die wêreld. Ons sien leiers wat eers vir hulle self vat, vir hulle self sorg voordat hulle sorg vir die mense wat onder hulle is of die mense wat onder hulle toesig is, as ons dit so kan noem. So kom ons vat vandag, maak ons 'n keuse dat daar waar jy 'n leierskapposisie is, as jy 'n man is, as jy 'n vader in die huis is,
of as jy op 'n komitee is waar jy 'n leier is, wat ook al dit nog wees, 'n leier in jou kerk of 'n leier in die konferensie, wie ook al luister na hierdie boodskap vandag, kom ons sit daardie mense wat onder ons toesig gegee is, kom ons sit hulle nood, hulle behoeftes, kom ons sit dit voor onsself. Ons gaan 'n stukkie kry, die Here sal vir ons voorsien, maar kom ons sit nie onsself voor die mense wat die Here vir ons gegee het nie. Okay, donderdag se deel van die les, deur aanskouing verander. Dis 'n belangrike beginsel, ek is seker vir ons as Christene, ons is bekend met hierdie belangrike beginsel wat ons aan die Bybel vind, dat wanneer ons die Here aanskou, sal ons verander word in sy karakter. So kom ons kyk na 'n paar van daai verse wat die les vir ons daarso noem. So Hebreërs 12 vers 1 en 2, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. So ek dink 'n belangrike punt hierso definitief is die oog gefestig op Jesus. Ek weet hierdie les kyk ons na Joshua en Caleb en die mooi voorbeeld wat hulle vir ons gee uit geloof. Maar op die einde van die dag is ons regte, ware, enigste ware voorbeeld, as ek dit so kan stel, is Jesus. En so, ons oog moet altyd gefestig wees op Jesus. Die Bybel sê vir ons wat moontlik is in ons lewe, hoe ons sonde kan oorkom, en moenie sê, ag, maar wie ken jy wat sonde oorkom in hulle lewe nie? Ons lewe nie deur wat ons sien nie. Ons lewe deur geloof. Geloof is om die Here te neem op sy woord. As die Here iets beloof het, dan is dit moontlik en dit is waar. Al is daar niemand in jou hele kerk of in jou hele kontinent of in die hele wêreld wat oorwinning oor sonde in 'n lewe behaal nie, bewys dit nog steeds nie dat die Here se woord is nie waar nie. As die Here iets gesê het, dan is dit waar. So kom ons hou ons oë gefestig op hom. Dan die tweede vers wat dit daarvoor ons sê om na te kyk, 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbekende gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So ons moet die Here aanskou, is wat dit hierso vir ons sê. Ons moet die Here aanskou en dan sal ons verander word na dieselfde beeld. So 'n belangrike vraag dan, 'n praktiese vraag vir ons kykers daar by die huis is, hoe aanskou ons die Here? Hoe aanskou ons die Here? En ons aanskou Jesus deur sy woord, deur om te kyk na sy woord. Daar's niks anders wat ons van hom het nie, behalwe die woord. Ons weet nie hoe hy lyk nie, ons weet nie wat sy gunsteling kleur is of sy gunsteling liedjie is nie. Al wat ons het van hom is sy woord. En dis soos wat ons laasweek gesê het, om Jesus eerste te stel in jou lewe beteken om sy woord eerste te stel in jou lewe. So beteken dit ook om Jesus te aanskou, beteken dit om die woord te aanskou. Onthou in Johannes 1 vers 1 sê dit vir ons, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. So om Jesus te aanskou beteken om die woord te aanskou. Jy moet tyd spandeer in sy woord. Ons hou daarvan om te bid, ons hou daarvan om te sing, maar hoe baie hou jy daarvan om tyd te spandeer in sy woord? En dan, soos wat ons gaan tyd spandeer in sy woord, gaan dit ons oortuig van ons sonde, en as ons dan tot bekering kom en Jesus gaan toelaat in ons lewe, gaan dit ons verander. Daar's op donderdag se deel van die les is 'n aanhaling uit die Gees van Profesie uit, wat ek ook vir ons gaan lees. Deur Jesus te aanskou, verkry ons dieper en duideliker insigte oor die Here. Daardie aanskouing verander ons. Goedhartigheid en naaste liefde is iets wat dan van self kom. So ontwikkel mense karakter wat die van God weerkaats. Na mate ons sy beeld al duideliker weerkaats, word ons vermoë om hom te ken al sterker. So verdiep ons samesyn dan al gaande met die hemelse gemeenskap en beskik ons voortdurend oor die groeiende vermoë om die ewige skatte van kennis en wysheid te ontvang. Dan sê donderdag weer vir ons hier om te kyk na Romeine 12 vers 1 en 2. So watter twee prosesse het presies die teenoorgestelde uitwerking op ons lewens en hoe gemaak ons voorkeur een aan die ander? So as ons kyk hierso na Romeine hoofstuk 1 en Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. So, ek dink die hoof ding wat ek sal sê om die vraag te beantwoord is, watter twee prosesse het presies die teenoorgestelde uitwerking op ons lewe? As ons kyk na die dinge van die wêreld, dan gaan ons meer word soos die wêreld. En as ons gaan kyk na die dinge van Jesus, dan gaan ons meer word soos Jesus. So spandeer tyd in die woord, dan word ons meer soos die woord, soos Jesus. Maar spandeer meer tyd in die wêreldse dinge, die wêreldse vermaak en al daardie tipe dinge, dan gaan ons meer word soos die wêreld. Ek kan definitief sê dit is waar in my lewe. So Vrydag sê vir ons, daar's nie 'n spesifieke Gees van Profesie hoofstuk vir hierdie week wat ek kan onderaan in ons les sit nie, maar hier's twee baie mooi aanhalings. So ek vra asseblief vir ons kykers by die huis, julle kan die video sommer net hier so pause en dan kan julle gou daardie aanhalings so vir ons lees. Is nogal lank, so ek gaan nou nie tyd neem daarvoor nie. Julle kan dit deurgaan, maar baie mooi, baie belangrik. Asseblief neem die tyd om dit deur
te gaan. Ek sal miskien die laaste een hierse vir ons lees. Dit was Caleb se geloof in God wat hom die nodige moed gegee het, wat gekeer het dat vrees oor die oorhand kry en wat hom in staat gestel het om ter wille van reg en geregtigheid sterk te staan en onverskrokke te wees. Deur op dieselfde mag, die magtige aanvoerder van die hemelse weermag staat te maak, kan elkeen van wat onder die vaandel van die kruis stry, die nodige krag en moed kry om oënskynlik onoorkombare struikelblokke te oorkom. So as jy daar vandag waar jy sit, jy dink daar's iets in jou lewe wat jy nie kan oorkom nie. Die gees van profesie sê hierso vir ons, net soos wat Caleb sy geloof in God hom die moed gegee het, so kan om staat te maak op die Here se woord, kan vir ons die onoorkombare struikelblokke, kan ons dit oorkom. So hier is ons 4 besprekingsvrae vir Vrydag se deel, vir les nommer 8. Bespreek die mag van groepsdruk en die moed wat dit verg om jou uit te spreek teen die verkeerde wanneer ander dit nie doen nie. Watter rol speel moed in die beoefening van ons geloof? Hoe kom mens op vir die dinge waarin jy glo, sonder om onbeskof te raak? So, weer eens terug na 'n vorige dag van hierdie week se les, ons moet die waarheid uitdra op 'n liefdevolle manier, soos wat Jesus dit gedoen het. Nou, hier is 'n belangrike punt wat ek wil noem. As ek 'n trokdrywer is, en ek ry my trok, en daar's 'n afgrond wat ek nie sien nie, en daar's iemand aan die kant, wat sê, Armin, weet, daar's 'n afgrond, en hulle vloek en hulle skel, en die manier hoe hulle met my praat, is baie onbeskof, en baie lelik. Is dit nie ideaal nie? Maar, ek is tog so bly, dat hulle my gewaarsku het, oor daardie afgrond. Waarsku my nou maar liewers op daardie onbeskofte, lelike manier oor die afgrond, as wat hulle my glad nie gewaarsku het nie, en ek ry by die afgrond af en ek's dood. Die ideaal sou gewees het, as hulle my gewaarsku het, nog steeds met angs in hulle stem, want dit is 'n noodsituasie hierdie, maar miskien nou nie die vloek en die skel op 'n onbeskofte manier nie. Dit sou ideaal gewees het. En dit is wat ons moet doen, dit is waarna ons moet streef. Om soos Jesus te wees, en dit is moontlik vir ons, deur die krag wat hy vir ons gee. Maar, moenie dat dit ons terughou van om belangrike waarhede te aanvaar as ander mense dit met ons deel nie. As iemand na jou toe kom en hulle sê vir jou iets wat waar is, maar hulle sê dit op 'n slegte of lelike manier, moenie die babietjie saam met die badwater uitgooi nie. Luister na wat hulle sê, hou die goeie dinge en skuif die slegte dinge eenkant toe. Dit is verskriklik belangrik vir ons om te besef. Anders gaan iemand vir jou ietsie sê wat waar is en hulle gaan dit doen op 'n manier wat jy dink is lelik of onbeskof en dan gaan dit net jou hele Christelike ervaring vernietig. Want ons fokus op die verkeerde dinge. En vir alles wat by hierdie ding kom van deel waarheid op 'n liefdevolle manier, is dit baie maklik vir mense om net te sê, ag, jy het dit nie op 'n liefdevolle manier gedoen nie, net omdat hulle nie hou van die waarheid wat jy met hulle deel nie. As ek aan 'n sonde vasklou in my lewe en jy kom om met my daaroor te praat, al doen jy dit op 'n liefdevolle manier, gaan dit maklik vir my wees om net te sê, jy het dit op 'n lelike manier gedoen, of wat ook al, jy probeer dit in my keel afdruk, of wat ook al dit mag wees, maar eintlik wil ek net aan my sonde vasklou. So moenie dit as 'n verskoning gebruik as iemand met jou oor waarheid wil praat nie. Daar's mense wat die gesondheidsboodskap op die verkeerde manier oordra. Daar's mense wat tiendes en offergawes op die verkeerde manier oordra. Die Sabbatdag, gehoorsaamheid aan die wet, hoe om nie 'n rasis te wees nie, of hoe om lief te wees vir jou naaste. Al hierdie dinge kan mense op verkeerde maniere oordra, maar moenie dat die verkeerde manier jou afsit van die regte waarheid, die regte ware boodskap nie. Satan maak dit sodat hy jou kan wegvat van die waarheid af. Dan vraag nommer 2, dink aan mense in jou gemeenskap of gemeente wat goeie voorbeelde van geloof is. Persone wat jou karakter en lewe getransformeer het. Watter navolgingswaardige eienskappe toon hulle? So ek gaan eerlik wees met ons kykers by die huis. Ongelukkig is daar meer mense wat 'n slegte voorbeeld is, as wat daar mense is wat 'n goeie voorbeeld is. En dis baie hartseer, maar ons moet eerlik wees met mekaar. Ons kan nie 'n prentjie hier probeer verf van ons wêreld en ons kerk wat maan skyn en rose en alles net mooi is en skoenlappertjies en 'n reënboog en alles wat mooi is nie. Ons is in 'n gemors. Ons wêreld is in 'n gemors, en as ons Openbaring hoofstuk 3 glo oor die Laodicea kerk, moet ons glo dat ons kerk het ook nogal probleme. Ek weet nie, miskien is julle kerk perfek daar waar julle is, maar al die kerke wat ek al was, is daar nogal probleme. En al is daar baie probleme, is ek nog steeds elke Sabbat in die kerk, is baie belangrik vir my, en ek gaan dit nie mis nie. Ek gaan nie die baba saam met die badwater uitgooi nie. Maar ongelukkig is daar baie meer slegte voorbeelde, as wat ek al goeie voorbeelde gesien het. Maar daar is nog steeds goeie voorbeelde, en jy kan kies waarop jy gaan fokus. Gaan jy op die slegte dinge fokus, of gaan jy op die goeie dinge fokus? En ek het al mense gesien, wat opgestaan het vir die Sabbat, wat gewillig was om hulle werk te verloor vir die Sabbat. Ek het al mense gesien, wat geloof in God se woord gehad het, as dit kom met tiendes en offergawes, wat hulle laaste bietjie gegee het, wat hulle wil getrou wees, al lyk dit asof hulle nie genoeg gaan hê om in hulle eie dinge te voorsien nie, het hulle gesê, hulle gaan nie van die Here steel nie, hulle gaan getrou wees, nie net in hulle tiendes nie, maar ook in hulle offergawes. Dit was mooi voorbeelde gewees vir my. Mense wat gesond lewe, mense wat nie rassisties is nie, mense wat lief is vir die mense wat in hulle buurt bly, mense die manier hoe hulle met hulle kinders werk. Ek het al baie mooi goeie voorbeelde gesien,
al is daar miskien baie meer slegte voorbeelde, kan ons fokus op die goeie dinge, ons hoef nie op die slegte dinge te fokus nie. Ek dink, net om ietsie daarby te noem is, asseblief, maak seker dat jy is 'n goeie voorbeeld, en ek gaan probeer seker maak, dat ek is 'n goeie voorbeeld. En deur ons eie krag kan ons dit nie doen nie, ons gaan almal slegte voorbeelde wees, en ek is seker vir jou en vir my, ons was al slegte voorbeelde gewees, maar nou is die tyd om ons lewe in Jesus se hande te gee en op sy krag staat te maak, sodat ons die goeie voorbeeld kan wees. Nou vraag nommer 3, bepeins, mooi Afrikaanse woord, dink, bespreek die volgende, die invloed wat media op ons lewens het, hoe vermy mens die negatiewe uitwerking wat dit kan hê. So hier is 'n aanhaling uit die Gees van Profesie wat ek vir ons verlees. Dit sê hierso vir ons in Adventist Home, dis die Engelse bladsy nommer daarso. Dit sê vir ons, daar is geen invloed in ons land wat kragtiger is om die verbeelding te vergiftig, godsdienstige indrukke te vernietig en die begeerte na die rustige plesiere en nugtere realiteite van die lewe te stomp as teatervermaak nie. Nou, die teatervermaak kon miskien woes gewees het met al hierdie dinge wat gebeur het in daardie spesifieke situasie, en ek sê vandag is dit nog erger. Die dinge wat in die flieks is, die dinge wat in die wêreld is, die films wat uitkom, dit is woes. Dit is gebooie wat gebreek word aan die linkerkant, aan die regterkant, dit maak net nie saak nie. Ons kan nie onsself vermaak met die dinge waarvoor Jesus gesterf het aan die kruis nie. Ek kan nie glo dat ek moet eers hierdie dinge sê nie. Ek kan nie glo dat ek moet sit en aan mense probeer verduidelik dat dit is nie okay om films te kyk waar mense mekaar doodmaak nie, waar mense seks buite die huwelik het nie, waar mense die Here se naam op 'n eerbare manier gebruik nie. Ons kyk nie pornografie nie, want dit is die breking van die gebod wat sê jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ons kyk films waar mense doodslaan, waar hulle jok, ons is heeltemal inkonsekwent of ons is inconsistent met hoe ons hierdie beginsel toepas, en mense in die wêreld is nie dom nie, hulle kyk na ons en hulle kan dit sien. Moenie vandag vir my sê dat jy gaan saam met Jesus sit en 'n film kyk waar mense doodslaan en vloek en sy naam edelik gebruik en al hierdie tipe dinge waarvoor hy moes gesterf het aan die kruis, is die dinge waarvoor ons onsself mee vermaak nie. Dit gaan heeltemal jou liefde, net soos wat die Gees van Profesie hierso vir ons sê, dit gaan heeltemal jou liefde vir geestelike dinge vernietig. En ek kan sê uit persoonlike ondervinding, dis waar, as 'n jong persoon, veral toe ek op 'n skool was, toe ek tyd spandeer het met rekenaarspeletjies, met films, het ek basies geen begeerte gehad om tyd te spandeer met geestelike dinge nie. Dit was vir my verskriklik vervelig om kerk toe te gaan, om na die preke te gaan luister en al hierdie tipe dinge, want 6 dae 'n week doodskiet en vloek en al hierdie tipe dinge, en dan kom jy op die 7de dag by die kerk en dan sing jy Jesus is so lief vir my, en dan wonder ons hoekom gaan ons jong mense uit die kerk uit, en ons blameer die kerk waar hulle 1 dag 'n week gaan, maar die ander 6 dae is dit films van die wêreld, vermaak van die wêreld, musiek van die wêreld, alles is woes en crazy, maar nee, die probleem is by die kerk. En ja, daar mag miskien probleem by die kerk wees, maar ek dink meeste van die gewig het te doen met hoe ons onsself vermaak, spesiaal die jong mense. So asseblief, dit is regtig ietsie wat ons na moet kyk. Ons kan media gebruik op 'n goeie manier om die evangelie uit te dra, maar al hierdie ander slegte dinge, die dinge van die wêreld, die dinge wat oortreding is van die Here se gebooie, ons moet niks daarmee te doen hê nie. Dit moet totaal en al uitgeroei word uit die lewe van 'n Christen uit. Daar's nie baie mense wat dit vir jou gaan sê nie, en ek weet nie hoekom nie, ek kan dit nie verstaan nie, want dit is die geheim vir 'n liefdevolle, groeiende verhouding met Jesus, en ek wens meer mense het dit gesê, en ek kan baie daaroor praat, maar ek dink dit is genoeg vir vandag vir hierdie les. So vraag nommer 4, bepeins, dink die nederigheid wat Josua as leier aan die dag gelê het, as ook sy begeerte om na in die tabernakeltent te woon. Op watter maniere spreek sy voorbeeld tot jou? So ons het daaroor gepraat, ek dink dit was donderdag se deel van die les gewees. Daar waar jy is, daar waar ek is, as die Here vir jou 'n leierskap posisie gegee het, om die ander mense voor onsself te stel, om uit te kyk na die ander mense, soos wat Dawid sy skape opgepas het, soos wat Moses sy skape opgepas het, soos wat Josua na die volk gekyk het. So kyk jy na jou familie, of na jou kerk, of by die mense na jou werk, wat ook al die verantwoordelikheid is, wat die Here vir jou gegee het. En dan daardie beginsel van sy begeerte om naby aan die tabernakel te wees, laat ons ook 'n begeerte hê om naby aan die Here te wees. Want by die tabernakel was waar die teenwoordigheid van God was. En op die einde van die dag moet dit die belangrikste ding in ons lewe wees. Ons almal het klaar prioriteite, ons hoef nie 'n lysie te gaan opstel nie, die lysie bestaan klaar. Hoe spandeer jy jou tyd? Wat is die dinge wat jy gereeld oor dink? Wat is die dinge waarvan jy praat? Lief is om voor te praat. Dit gaan vir jou wys wat die belangrike dinge in jou lewe is, wat die prioriteit in jou lewe is. En vir jou en vir my hoop ek regtig dat ons eerste prioriteit is Jesus. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U baie dankie sê vir nog 'n tyd van gesels bietjie les nommer 8, wat ons saam kan gesels oor hierdie lesse wat vir ons voorberei is. O liewe Heer, baie dankie vir 'n voorbeeld wat ons het van mense wat geloof in die woord gesit het, Josua, Caleb, Moses, behalwe alles, Jesus Christus homself.
sodat ons kan weet wat ook moontlik vir ons is as ons dieselfde geloof in u woord sal plaas. Baie dankie vir u liefde, vir u genade. Ek bid vir elke kyker wat nog gesels bietjie les kyk. Seën hulle op 'n spesiale manier. U weet wat die probleme in ons lewens is. U ken die vreugdes. U ken ons beter as enigiemand anders. U het ons liewer as wat ons onsself ooit kan lief hê. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle tyd geneem het vir les nommer 8 van Gesels bietjie les. En onthou asseblief hoe julle hierdie opnames kan ondersteun. Julle hoef nie enige donasie of enigiets te maak nie. Ons vra nie vir enige donasies nie. Het dit nie nodig nie. Like asseblief hierdie video. Lewer 'n kommentaar, al is dit net amen of enigiets soos dit, en deel hierdie video met ander mense as julle vind dat hulle ook nut daaruit sal vind. En dan sien ek julle weer volgende week vir les nommer 9 en dan gesels ons bietjie les.